baie dinge gestop, gaan daar baie dinge veroorsaak, maar laat ons aarde bietjie net gaan lewe, ja, maar die uitkoms gaan goed wees. Ek stem saam met die goed wees, maar ek stem saam met wat gaan gebeur nie. Met Elon, hierdie hele ding is begin deur Gary Player. Hierdie hele ding het Gary Player in Trump se oor gefluister toe hulle golf gespeel het. Gesê, ons kan nie onteiening sonder grappies. Ons kan nie onteiening sonder vergoeding kry nie. En Trump het gesê, kom ons ondersoek dit. En nou het ons nog Elon ook hierso. Elon is daar, maar Elon kom van hierdie dorp van ons af. Hy is baie positief. Ek sê, maak nie saak wat gaan gebeur nie, het gaan positief wees, maar iets in hierdie regering sal moet verander. Attitude sal moet verander, maar hierdie wat hulle nou getrek het by die begroting om eensaidig te probeer verklaar het, dis 'n teken dat hulle nog steeds 'n houding het van ons is nie alleen, ons beheer die plek alleen. So ek dink hierdie ding dat hy begroting gestop het is 'n goeie moed, maar ek dink met Elon daar, Trump daar en die res van die ouens, ek sien die manne het hierdie week gaan vergader, ons ouens het daar vergader en nou stuur wat sy naam, Ronnie, stuur ook mense, wil nie eens met hom praat nie. Hoekom nie, want ons het 'n attitude. So ek dink daar gaan goeie goed uitkom, maar hulle gaan moet hulle houding verander. Ja, alles. Dis onmoontlik. Maar hulle moet soms ek wil vir Pierre vra, maar hierdie ouens se houding, weet, hoe gaan dit verander? So, dit is nou, ek dink wat Ferdi sê. Nee, hoe gaan dit vir die beter verander? Kom ons sê dit gaan vir die beter verander, maar hoe gaan dit verander? So, dalk gaan ons maar weer ons eie planne moet maak om, jy weet, ek weet nie, mediese dienste te verskaf. Jy weet, dalk gaan ons weer meer selfstandig, al is dit net vir die 3% wat ons dalk ander ouens, weet, ander markte gaan soek. Maar, jy weet, hoe dit nou die klein ouetjie op die onder gaan, ja, die grassroots level gaan beïnvloed. Dink ek hulle gaan tog meer selfstandig moet wees. Ek het al 'n grappie gemaak met ouens van Zimbabwe, natuurlik die swart ouens. Ek sê vir hulle, in Suid-Afrika dink die mense die regering gaan iets vir my doen. In Zimbabwe weer die mense, dit was toe Robert Mugabe nog geleef het. In Zimbabwe weer die mense, die regering gaan niks vir my doen. So, dis hoekom hulle baie selfstandige, jy weet, aanleiding tot probleme. Waarvan ek hou. Maar wie weet, dalk gaan almal by mekaar begin staan. Die mense wat nie die Amerikaanse ding aanvaar het, wat jy sê kan as 'n refugee gaan lewe in Amerika. Die wit mense het gesê nee, hulle is happy met Suid-Afrika, hulle gaan nie, hulle lewe is nie in gevaar nie, hulle plek gaan nie weggevat word nie, hulle wil bly. En miskien die ander regerende partye, miskien value hulle dit vir die wit mense om te sê, dit is ons land, miskien gaan dit ons almal by mekaar bring. Ja, ek dink ook soos jy sê, daar gaan nie baie mense hier uitnodig na aanvaar. Waar was jy in so 'n situasie, die politiek? As jy so 'n situasie is, miskien op jou laaste, kinders in Amerika of so iets. Dan kan jy daar van harte weer gebruik maak, en dan gaan weer vir jou geleenthede is. Maar vir mense wat goed gevestig is in besigheid en in die landbouomgewing, hulle gaan nie daarvan gebruik maak. So ons sal ons eie ding maar hier moet doen, en daar's groepe goed wat nou begin gebeur, onder andere hierdie ding wat verder moet doen, koöperasies en soos. Maar ons gaan ons lyn, ons maar mekaar dan vind, en dan werk daar so. Dis hy, dink julle sal my saamstem, ons het ingeligte lede, hulle luister na die nuus, hulle hoor wat gebeur en hulle dink daaroor. Baie geluk, hulle het baie goeie antwoorde gegee, maar nou wil ek, julle moet ook vir hulle beloning gee. Ek gaan wys vir elkeen, dan gee julle 'n hande klap vir diegene wat julle dink die meeste vir die waardevolle gee vandag in die bespreking, klap julle die hardste voor. Ons begin al by Lodi, geef haar 'n hande klap. Wat van Pierre?
Denise. Hey! En Louise. En Louis. Baie goed, Louis. Dis ek net so die laaste afsluitings opmerking wat wil maak. Julle is almal in besigheid en jou grootste vrees is jy gaan jou besigheid gaan bankrot speel. Nou hoe gebeur 'n bankrotskap? En die slim ouens sê dit gebeur stadig en dan ewe skielik. Dis daai drempeltjie wat jou breek. So wees waaksaam dat ons daai drempels dophou. Dat ons praat met mekaar, luister wat mense sê wat hulle oorlewingsstrategieë gaan wees. Oordink dit en as jy iets vind wat iemand opper wat vir ons almal kan help, moenie skaam wees om op te staan en sê hoor ek het hierdie nuus gekry en ek dink hulle moet daarna gaan kyk nie. Bly ingelig. Dinge kan so vinnig verander en ons bly in 'n nuwe wêreld met snelle informasie tegnologie en is nie moeilik om op datum te bly en op hoogte te bly nie, maar dit veroorsaak dat verandering baie vinnig gebeur. Wees waaksaam. Baie dankie julle, baie interessant. Dankie.